Kom ons keer terug na Eden. Satan was suksesvol in sy misleiding, want Eva was skielik nie meer so seker oor wat dit is wat God vir haar gesê het nie. Satan se leuns het haar heeltemal te mekaar gemaak en sy het nou getwyfel. As Adam op daardie stadium by haar was, kon hy haar moontlik gehelp het om nie te twyfel nie, deur haar te herinner aan dit wat God vir hulle gesê het. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Nou het die boom se vrugte nog aanlokliker as van tevore gelyk, so sappig, sy kon dit al proe. Die idee om so slim en so magtig soos God te wees, deur wysheid en kennis te verkry, kennis wat sy gedink het haar soos God sou maak, die aanloklike vrug en al Satan se leuns, alles het daartoe bygedra dat Eva alle versigtigheid oorboord gegooi het en daar gaan staan en hap sy so waar die verbode vrug. Maar die hap van die vrug was nie die eerste sondedaad nie. Jy sien, Jesus verduidelik vir ons in Matteus 15 vers 19 dat elke sondedaad vooraf gegaan word deur verkeerde, sondige gedagtes. Dit is hoekom Jesus veral kyk na dit wat in jou hart, in jou gedagtes aangaan. Met ander woorde, Eva se eerste sonde was eintlik in daardie oomblik toe sy die keuse gemaak het om die vrug te eet. En soos ek nou al 'n paar keer vir jou verduidelik het, alle keuses het nagevolge. Maar sy het nie daar opgehou nie. Sy het vir Adam ook gesê om haar op te vat. Die verskil is dat Eva mislei was deur Satan, maar Adam se ongehoorsaamheid was 'n openlike rebellie teen sy Skepper. Jy kan daaroor gaan lees in 1 Timoteus 2 vers 14.